Goeiedag en baie welkom. Ons skrifgedeelte vir vandag is uit Johannes 21 vanaf vers 9. Kom ons lees saam. Toe hulle aan land kom, sien hulle vuur brand en 'n stuk vis daarop lê. Daar was brood ook. Jesus sê toe vir hulle: "Bring van die vis wat julle nou net gevang het." Simon Petrus het toe in die skei geklim en die net op die land getrek. Dit was vol groot visse, 153. En alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Toe sê Jesus vir hulle: "Kom eet." En nie een van die disippels het so ver gekom vir hom te vra: "Wie is u nie?" Hulle het geweet dat dit die Here is. Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus: "Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle hier?" "Ja, Here," antwoord hy hom, "U weet dat ek u liefhet." Hy sê toe vir hom: "Laat my lammers wei." Jesus vra hom weer 'n tweede keer: "Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief?" "Ja, Here," antwoord hy hom, "U weet dat ek u liefhet." Hy sê toe vir hom: "Pas my skape op." Jesus vra hom die derde keer: "Simon, seun van Johannes, het jy my lief?" Petrus het bedroef geword omdat Jesus hom die derde keer gevra het: "Het jy my lief?" En hy antwoord hom: "Here, u weet alles. U weet dat ek u liefhet." Hy sê toe vir hom: "Laat my skape wei." Ek weet nie wat in Petrus se hart en gedagtes gebeur het hier nie. Hierdie gesprek wat Jesus met hom het is konfronterend. Dis uitdagend en direk. Iets wat hom dwing om die waarheid, 'n probleem of sy gevoelens in die oë te kyk. Maar is goed. Hier is hoop, die gesprek bring genesing. Ek weet nie van jou nie, maar baie keer wanneer ons, en as ek sê ons, dan dink ek aan my ouma wat sê, "Hoeveel ons is in jou pond?" Maar hoor my uit. Baie keer wanneer ons in moeilike konfronterende gesprekke kom, onttrek ons. Vermy ons dit of gaan ons daarvan af weg. Maar hier, so moeilik wat dit is, bly Petrus daar. Hy luister en hy antwoord herhaaldelik. Die derde keer sê die teks, hy het beswaard geraak, maar hy antwoord steeds. En die gesprek bring die genesing wat alles in sy lewe verander. Jesus vra nie Petrus, "Het jy my lief?" deur hom te verneder nie, maar om hom te genees. Want liefde word dikwels nie bewys in die afwesigheid van mislukking nie, maar in die herstel na mislukking. Ware herstel gebeur nie as ons pyn vermy nie. Dit gebeur wanneer ons eerlik bly. Selfs wanneer dit vra dat ons lewe op die tafel moet sit. Selfs wanneer die vraag seer maak. Jesus se vraag: "Het jy my lief?" gaan nie oor skuldgevoel nie. Dit gaan oor verhouding. En dan op die einde van hierdie gedeelte vra Jesus vir Petrus: "Het jy my lief meer as hulle?" Wat beteken hulle? Daar's verskillende interpretasies van hierdie vraag. Maar dalk vir ons vandag: het jy my lief meer as enigiets anders? En dis retories. Dis 'n vraag wat ons hele lewe mee worstel. Maar die uitnodiging is altyd om oor te gee. Ja, Here, U weet alles. En U weet ek het U lief. Meer as hulle. Dis 'n oorgee, dis 'n surrender. En dan sê Jesus vir Petrus en vir ons: maar dit kan nie daar stop nie. Liefde gaan oor 'n aksie. Met hierdie liefde gaan sorg, gaan voed en laat my lammers wei, gaan sorg vir my mense. Liefde dryf ons om te dien. Wanneer ek besef dat Jesus die integrale deel in my lewe is, dryf daai integrale deel my na elke ander aspek van my lewe toe. 'n ander interessante vraag wat Petrus aan Jesus vra na hierdie herstel, na hierdie ongelooflike oomblik, wanneer hy na Johannes kyk, wat daar eenkant loop, die liefdeling disipel, wat eerste by die graf was en wat oorgebuk het na Jesus by die avondmaal. Toe hy na hom kyk, toe sê hy vir Jesus: "En wat van hom? Wat van hom?" En Jesus antwoord hom: "Moenie jy bekommerd oor hom nie. Volg jy my?" Is dit nie dat ons soms weggevoer word wat met ander mense se lewens gebeur nie? Wat ander doen of nie doen nie? Hier is hierdie groot toneel wat afspeel van versoening en 'n am wat opnuut herstel word.
En Petrus as herder en die een wat saam met Jesus hierdie wêreld ingaan. En dadelik kyk hy wat ander doen. Hierdie vraag wat Jesus aan Petrus vra en antwoorde wat hy hom gee, is persoonlik. Jy, volg jy my? Doen dit wat jy moet doen. Sorg jy vir my skape? Wat het jy of sy met jou te doen? Hoekom wil jy meet of vergelyk? Wat het die Here jou gegee? Wat vra hy jou om te doen? Dis 'n groot vraag in ons lewens. As ons dit weet en besef, kan dit alles in ons lewe verander. Alles in ander mense om ons se lewe verander en beteken. Het jy my lief? Voer my skape. Waar is jy vandag? Wat staan in die pad van dit wat die Here jou vra? Miskien is dit nodig vir 'n eerlike, deursigtige gesprek met die Here. 'n Gesprek wat lei na hoop en herstel en roeping. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons bid vir dat U opnuut in ons harte 'n prikkel sal gee van dit wat U in ons lewens wil doen. Mag hierdie liefde ons dryf om verder te gaan as wat ons ooit in ons eie gedagtes kan dink. Ons bid vir U genade, dankie vir U liefde in Jesus naam. Amen.